Goed, ons gaan aan met die woord. As julle blaai na Handelinge 1 toe, wil ek gou vir julle ietsie wys. En ek wil vanoggend met julle gesels uit hierdie gedeelte, ek amper sê uit die boek Handelinge uit, maar ons gaan nie die hele boek Handelinge vanmôre nou kan hanteer nie. Maar jy sal sien die tema vanmôre is die handelinge van die Heilige Gees. Nou die van die wat die Bybels het en hom oopgemaak het daar by Handelinge 1 sal sien, daar staan geskrywe die handelinge van die heilige apostels deur Lukas beskryf. Nou daardie gedeelte is aangebring deur die vertalers, die handelinge van die apostels. En mens kan verstaan dat hulle dit op daardie manier ook die opskrif net ingesit het, maar streng gesproke is hierdie boek Handelinge nie die handelinge soseer van die apostels nie. Dis die handelinge van die Heilige Gees deur die apostels en in en met die apostels. Want die boek Handelinge is 'n oorgangsfase van die 4 evangelies na die kruisiging tot met dit dui vir ons die planting van gemeentes aan en hoe die boodskap van Christus dan ook in die gemeentes gevestig geraak het. En in daardie opsig het die Heilige Gees 'n baie belangrike rol gespeel, 'n onontbeerbare, weerlike rol wat hy gespeel het dan ook in die stigting van die kerk van die Here Jesus, waarvan ek en jy na 2000 jaar nog deel is. En wat baie interessant is ook, ek gaan gou vir julle wys, en na die eerste paar versies, net so kyk hierso, so ons praat van die handelinge van die apostels, en dan Handelinge 1 vers 1 lees ons die eerste verhaal, nou skryf Paulus, en hy sê die eerste, Lukas, die eerste verhaal, dis nou Lukas die praat, Theophilus, nou skryf hy die brief, die handelinge skryf hy aan Theophilus, hy het hom ook aan Lukas geskryf. Die naam Theophilus is heel waarskynlik iemand wat bestaan op daai tyd, wat deel was van die christelike samelewing, 'n baie vername persoon, maar interessant ook die naam Theophilus beteken iemand wat God liefhet. Theos en Philos, saamgevoeg beteken liefhebber van God. Nou daar is sommige wat reken ook dat as Lukas skryf aan Theophilus, dan is die brief ook in besonder gerig aan almal wat die Here liefhet. Dit is my interessante speling wat hulle inbring, alhoewel ek glo dat Theophilus was 'n spesifieke persoon met 'n bietjie simboliek wat mens daarin dan ook kan vind. Maar hy sê, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Dis nou die evangelie van Lukas. En dan Handelinge, tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy in die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevelig het. En dit wys op sy, net na sy hemelvaart, daai tydperk voor die hemelvaart en daarna, wat hy vir die disippels opdragte gegee het. So van die eerste brief af, het daar 3,5 jaar verloop, tot met hierdie gebeure wat hy hiervan skryf. Maar nou wat interessant is, as jy nou gaan, en jy blaai na die hele laaste hoofstuk van Handelinge 28 vers 31, dan lees ons die volgende: terwyl Paulus die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. En nou eindig die brief. Dit is amper snaaks, né? Dit is enaardig. Dat al die ander briewe in die Bybel eindig met 'n groet. Eindig op so 'n wyse dat jy kan sien, hy maak nou klaar. Maar die brief Handelinge eindig amper so stomp. Paulus is besig om te leer met groot vrymoedigheid. En wat sê dit vir ons? Daar's 'n baie interessante boodskap of 'n gevolgtrekking wat ons daarvan kan maak. Toe Paulus geleer het, en Lukas skryf daarvan, kan ons net sowel daar invoeg, to be continued. Want die handelinge van die Heilige Gees gaan aan. Die Here is besig om vandag nog, na 2000 jaar, steeds by die boek Handelinge te voeg. Hoe hy met sy kerk werk. Hoe hy met kinders van die Here werk. Want die Heilige Gees is uitgestort met Pinkster vir 'n doel, en dit is om 'n bruid vir die Here voor te berei, wanneer hy gaan kom haal op een of ander stadium, wat baie nader is as wat ons dink. So, die handelinge gaan voort. Maar dan lees ons in Handelinge 1 vers 8 ook die volgende, hy sê vir ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom,
en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uiterste van die aarde. So dis die belofte wat die Here gee, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. In Johannes 16 vers 14 het Jesus dit ook voorspel. Ek moet net vir die agtergrond 'n bietjie gee, sodat jy verstaan waarheen beweeg ons met die hele saak. Ons gaan vanoggend oor 'n gedeelte daarvan praat, en ons gaan as Here wil volgende Sondag dan bietjie meer by detail uitkom. Maar Jesus het gesê in Johannes 16 vers 14, hy sal my verheerlik, dit is nou die Heilige Gees, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar hy sal my verheerlik. En ons het nou vir hulle al mooi geleer, wat beteken die woordjie, of wat beteken die konsep verheerlik? Dis om die fokus, die kollig, soos ons ken die spotlight, op iets te laat val. En al die fokus is op daardie. Jy al gesien baie keer, veral met deze kan nou nie meer sirkus gaan nie, want daar is sirkus oral. Veral in die regering. So, jy hoef nie meer sirkus toe te gaan nie, daar's baie. Maar in 'n geval, onthou jy daai tyd met die sirkus, is iemand nou, die volgende is wat op die toneel kom, wat het hulle gedoen? Dan het hulle daai ou wat inkom, of het nou 'n clown was, en of het nou 'n akrobaat was, of wie ook al, dan het hy so ingekom met so 'n spotlight op hom, tot in die middel, né? En dan daai spotlight het alles op hom. Dis eintlik gee vir my 'n prentjie van wat is verheerlik. Die Heilige Gees sit die spotlight, al die kollig, al die eer op dit wat Jesus gedoen het. En wanneer Jesus op daardie wyse verheerlik word, en ons sien hom vir wat hy is, en wat hy gedoen het, wat gebeur? Heilige Gees trek mense na Christus toe. Hulle kom na Christus toe. Hulle kom onder oortuiging, en hulle word gered. Dis deel van die werk van die Heilige Gees. So een van die belangrikste redes vir Pinkster, en die gevolg van, en die vrug van Pinkster, wat ons volgende naweek by gaan uitkom, is wat ons sien in Johannes 7 vers 37 tot 39, wat Jesus voor sy kruisiging opgestaan het, en 'n profesie uitgespreek het, en gesê het, die groot dag van die fees het Jesus opgestaan, en uitgeroep en gesê, wie dors het, kom na my toe en drink. Soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. En dit het hy gesê, van die wat die Heilige Gees sou ontvang, want die Heilige Gees was nog nie in die binneste van die mens nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Maar die oomblik toe Jesus verheerlik is, met sy opstanding, met sy hemelvaart, toe kom die Heilige Gees. En nou kan ek en jy die Heilige Gees ontvang. Wanneer ons Christus as verlosser en zaligmaker aanvaar, ontvang ons die Heilige Gees, en wat is sy werk in ons? Strome van lewende water uit ons binneste. Ons begin, en kan dit nou begin reg kry, om ook Jesus te verheerlik, deur die Heilige Gees. Kan ons mense van nature doen? Nee. Ons het 'n goddelike werk nodig in ons harte, om Jesus te kan verheerlik. Ons het die Heilige Gees nodig, om Jesus in en deur ons lewens te kan verheerlik. En mens kyk hoe baie mense lewe en sê hulle is kinders van die Here, dan wonder 'n mens, het hulle werklik die Heilige Gees al ontvang? Want jy kan nie 'n kind van God wees as jy nie die Heilige Gees ontvang het. Dis wat jou uniek maak. Dis wat jou onderskei van enige iemand anders daar buitekant. As jy die Gees van God ontvang, onthou die woordjie Christen beteken gesalfde. Gesalfde in watter opsig? Ek het die Heilige Gees ontvang. My lewe is onder die salwing van die Heilige Gees. Dis 'n Christen. Iemand wat net kerk toe gaan, Bybel lees en goeie dingetjies doen, om in die Bybel so sê nie, maar iemand wie die lewe ontvang het, en wie die Heilige Gees woon. Opmerklik. En dis wat ek graag met julle wil deel vanmôre. Hierdie bly vir my fascineer. As mens teruggaan, ons het nou so afgelope kwartaal het ons baie tyd aan spandeer om te praat oor dit wat met die sondeval gebeur het, en hoe Jesus dit wat by die sondeval gebeur het, herstel het. En ons sien dit nie altyd raak nie. Kom ons kyk dan na die betrokkenheid van God drie-enig by die mens. Vader, Seun en Heilige Gees. Julle weet dat al drie was betrokke ook by die skepping van die mens? Ja. Hoekom sê ons so? Want Genesis 1 vers 26 sê dit. Genesis 1 vers 26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak.
na ons beeld, na ons gelykenis. Met ander woorde, die drie eenheid was betrokke by die skepping van die mens. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees was betrokke by die mens. Laat ons mense maak. Hy het nie gepraat van ek en my engele nie. Hoekom sê ons? Ons, drie enig. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En watter eienskappe het hierdie beeld van die mens of die beeld van God ingehou? En hier is iets wat mense nie lekker verstaan nie. En ek deel dit graag met julle vanmôre. As ons praat van die beeld en die gelykenis van God, wat is dit? En ek is bly, Wynand het laas Sondag ook daarna verwys in van sy aanbieding wat hy gedoen het, dat dit ooreenstem met dit wat ek glo en wat ek graag verkondig. Want dit maak net eenvoudig soveel sin. Dit het my 'n vrede gebring en 'n oortuiging gekom, dis wat ek glo. Wat het die Here vir Adam en Eva gegee, wat hom 'n beelddraer van God gemaak het? En wat was die gelykenis van God? Was dit die uiterlike looks geweest? Nee. In 'n baie beperkte opsig, Jesus, ja, baie beperk, maar beeld en gelykenis het grootendeels nie te doen met die uiterlike nie, maar iets hier binne. Iets wat God die mens mee geskaap het. En wat is dit? En kyk, ons gaan na die volgende kyk. Hy het vir hulle lewe gegee. Nou praat ons nie van biologiese lewe nie. Hy het vir hulle ewige lewe gegee. Hy het vir hulle sekere kwaliteit lewe gegee, wat vir ewig aangaan. Onverderflik. Hy gee vir hulle heerskappy. Hy gee vir hulle geregtigheid. Elkeen van hierdie goeie gaan ek net nou 'n bietjie meer in detail verduidelik. Hy plaas hulle, hy bring hulle in 'n verhouding met hom. Hy maak hulle 'n beelddraer van God. Met ander woorde, 'n verteenwoordiger, 'n representative van God op aarde. Hy gee vir hulle heiligheid. Wat beteken dit? En hy gee vir hulle heerlikheid. Daar's 'n paar dinge, 7. Daar kan nog goedjies ook wees, maar dis die vernaamste goedjies wat ons by gaan stil staan. God skep die mens na sy beeld en hy sluit hierdie dinge in: ewigheid, lewe, heerskappy, geregtigheid, verhouding, beelddraer, heiligheid en heerlikheid. So die drie eenheid van God. En nou wat gebeur by die sondeval? En dis wat mense nie verstaan nie. Sedert die sondeval word niemand meer na die beeld van God geskep nie. Want Adam het al 7 hierdie goeders verloor. Al 7. En dit moet herstel word. En dis waar Jesus in die prentjie kom. Dis waar Heilige Gees in die prentjie kom. Om het te herstel. So die drie eenheid van God is ook betrokke by die redding en die herstel van die mens na die beeld en die gelykenis van God. En dit is wat ons onder andere die afgelope tyd herdenk het met Paasfees, kruisiging en ook met Pinkster. Want dit is God se verlossingsplan met die mens, om die mens te herstel na die beeld van God. Goed, eerste een wat hy vir hulle gee, hy gee vir hulle lewe. Hy gee vir hulle die ewige lewe. In Genesis 2 vers 7 lees ons dit, en sê, en die Here God het die mens geformeer, uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. Vers 17, die Here sê vir hulle, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jou ewigheid gaan eindig. Jou ewige lewe gaan geskei word van jou. Want dood beteken skeiding of afsny. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die boom van die lewe was daar gewees om van te eet, en hulle sou tot in ewigheid gelewe het. Maar toe eet hulle van die boom van kennis van goed en kwaad, en wat gebeur? Hulle sterwe, en hulle word toegang tot die boom van die lewe verbied. Hulle word uit die tuin uitgehaal. Nou is die mens 'n sterflike wese.
Nou kan hy doodgaan. Maar hy het nie net nou die vermoë ontvang om te kan sterf fisies. Daardie oomblik toe hy sondig, toe sterf hy ook in sy gees. En hy word afgesny van God. Hy verloor gemeenskap met God. Ons kom net by daai ene. Maar nou sê Romeine 5 vers 12 die volgende. En Paulus sien hierdie ding baie mooi raak. En dis wat ons die afgelope tyd ook met Romeine 5 baie tyd spandeer het. Daarom soos deur een mens, dan praat hy van Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Daar's niemand op hierdie aarde wat kan sê ek gaan nie doodgaan nie. Of is dat? Almal is een dood skuldig. Die dood het tot alle mense deurgedring as gevolg van Adam. En dis al vir afgelope 6000 jaar so. Dit verander nie. Maar nou sê die Here in Efesiërs 2 vers 1 van die gemeente wat in hulle gees dood was. En dis waar ek en jy ook inkom. Almal vir ons, as jy nie weergebore is nie, is jy nog geestelik dood. Al gaan jy kerk toe, al lees jy Bybel, al bid jy, al gee jy bydra, al is jy gedoop, as jy nie weergebore is nie, is jy geestelik dood. Punt. Gaan nie jou redeneer nie, want dit is, die Bybel is duidelik wat dit is. Almal, niemand uitgesluit. Daarom sê in Johannes 3 vers 3 en 3 vers 5, as iemand nie weergebore word, die sal die koninkryk van God nie sien nie, en hy sê in vers 5 sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy moet weergebore word. Dit is die enigste manier wat jy geestelik weer lewendig gemaak. Efesiërs 2 vers 1, skryf Paulus aan die gemeente, nou is dit die gemeente, dis mense wat nou Christus aanvaar het, mense wat gered geword het, mense wat weergebore is. Hy sê vir hulle, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde. Hy het gereageer op dit wat Christus gedoen het. Hy het Christus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, hy het gered geword, hy is geestelik lewend gemaak. Van die oomblik as jy Christus ontvang ek lewe. Wat 'n lewe? Ewige lewe. Nou is hierdie gemeente lewend gemaak. Hulle was dood deur die misdade en sondes. Dis die eerste ding wat gebeur. Hulle ontvang lewe, maar hulle sterf. En natuurlik nou die natuurlike dood het ook ingetree, maar ons gaan nie veel tyd aan spandeer nie. Dit is belangrik om met kennis te neem dat dit het Adam verloor is lewe. En Christus kom met ons weer kan lewend gemaak word. Die tweede ding wat hulle verloor is heerskappy. Om te heers, hulle het autoriteit ontvang. Adam en Eva word aangestel, Genesis 1 vers 26. Hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, hoor wat sê nou, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers. Dis die aanstelling wat Adam ontvang het om te heers, om autoriteit uit te oefen. Goddelike aanstelling wat hy ontvang het. En die dag toe hy sondig, wat gebeur met dit? Hy gee dit oor. Hy gee dit af. Hy gee dit weg. En voor ons daarby kom, Genesis 3 vers 16, nou sien ons iets anders wat ook hier plaasvind. Die Here het vir Adam en Eva al twee die reg gegee en die autoriteit gegee. Maar nou wat sê 3 vers 16? Aan die vrou het hy gesê, dis nou na die sondeval. Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en jou man sal jou begeerte wees. En hy sal oor jou heers. En God stel 'n orde daarin na die sondeval, wat nog nie verander het nie. Al sê women's lib wie of wat. Al sê die woke geslag wie of wat. God het nie verander nie. Want is deel van in die gevolg van die sondeval. Wat wel verander het is, sedert Christus, in Christus,
is die man nie die baas van die vrou nie. Maar daar's 'n orde wat God ingestel het, wat leierskap betref, wat hoofskap betref. Want hy sê, sodat Christus die hoof is van die gemeente, soos die man die hoof van die vrou. Dit gaan oor leierskap. Dit gaan oor beskerming. Goed. Maar Adam en Eva verloor hulle heerskappy. En die duiwel sê vir Jesus, vat hom nou, is mens nou dan in die begin van Jesus se bediening, het hy ons nou die Heilige Gees ontvang. Nou wil ek net ietsie regstel op hierso. Nou wil ek nou daaraan dink. Daar word baie keer 'n verkeerde afleiding gemaak. Toe Jesus gedoop is by die Jordaan, lees ons in Johannes sê die Heilige Gees soos 'n duif sien neerdal op Christus en op hom gebly. En tot vandag toe word die duif as 'n simbool gebruik vir die Heilige Gees. Verkeerd. En in die week toe gaan kyk ek soek nou 'n prentjie om mee te begin, net om die voorblad te sit, en ek doen net 'n search, Holy Spirit, en 99% van die prentjies is 'n duif. Daar staan nêrens in die Bybel dat die Heilige Gees het as 'n duif neergedaal nie, maar soos 'n duif. Hoe daal 'n duif neer? Met 'n gefladder kom, jy hoor dit en jy sien 'n beweging, né? Johannes het nie 'n duif gesien nie. Hy het 'n neerdaal gesien, wat hy vergelyk het met soos 'n duif neerdaal. En Jesus, God antwoord, hy sê, op wie jy die Heilige Gees sien neerdaal. Dis hy is die Christus. So, daai prentjie moet ons 'n bietjie uit ons kop uitkry. Daar's 'n vergelyking met die wyse wat hy neergedaal het, nie wat neergedaal het. Weet julle dit? Goed, kom ons beweeg aan. Maar toe, na dit toe, vat die Heilige Gees lei vir Jesus in die woestyn in, en vir 40 dae word hy versoek. Hierdie duiwel. Fisies. En op 'n stadium vat hy hom na 'n hoë berg toe, en die duiwel sê vir hom die volgende: Ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit vir wie ek wil. Waar het hy dit gekry? By Adam. Want God het vir Adam heerskappy gegee, en toe hy sondig, toe gee dit vir die duiwel, en hy word die god van hierdie wêreld. Van daardie oomblik af is die duiwel die god van hierdie wêreld. 'n Klein lettertjie. En hy wou gehad het dat Jesus moet voor hom neerbuig, dan gee vir hom dit wat Adam aan hom oorgegee het, gee hy vir Jesus terug. Maar jy weet mos, hy gaan lieg ook nog. Maar wat wou hy eintlik gehad? Hy wou gehad het dat Jesus die kruis moes vermy, waar hy geweet het, hy verneder en oorwin gaan word. En in plaas dat Jesus aan die kruis, dit wat Adam verloor het, terugkry, wou hy dit op 'n slinkse manier aan Jesus teruggee. Nou vra ek die vraag, sedert Jesus uit die dood opgestaan het, en aan jou en my die Heilige Gees gegee het, het ek en jy nog steeds 'n probleem met lewe, of het ons die ewige lewe ontvang? Dis dan. Het ons 'n probleem met heerskappy, met autoriteit? Nee, dit is vir ons gegee. Maar ons loop nie daaraan nie. Ons leef nie daaraan nie. Want ons aanvaar nie en ons verstaan nie dat dit vir my teruggegee is nie. En dat ek in Christus 'n posisie het van heerskappy nie. Dit kan heers oor dinge, oor sonde en die wêreld, oor enige ding wat in vyandskap met God staan. Dis die werklikheid. My derde ding, wat hulle ook ontvang het, was geregtigheid geweest. Wat is geregtigheid? Dis 'n interessante konsep. Die boek Romeine is 'n boek van geregtigheid. Die woordjie geregtigheid beteken die volgende: om volkome, volmaak voor God te staan, sonder veroordeling. Die Engels sê, to be in a perfect standing before God.
Ander woorde, ek het 'n status voor God, daar's niks wat my veroordeel nie, absolute vrymoedigheid voor die Here. Ek is sy kind, ek staan volkome voor die Here, daar's niks tussen my en God nie. Dis presies so Adam en Eva voor die sondeval voor God gestaan het. Totaal onskuldig, geen veroordeling, maar daar was niks nie. En hulle het geregtigheid ontvang om voor God te kan staan. En daai geregtigheid het hulle in 'n verhouding met die Here geplaas. Want as 'n mens mos nou nie onmin het nie, is daar nie vyandskap is, as daar harmonie is, dan praat ons van dis 'n verhouding. Dis die eienskappe van 'n verhouding, daar's liefde, daar's aanvaarding, daar's vrymoedigheid, daar's geen judgment nie. Ons is een. Dis Adam en Eva voor die sondeval. Die oomblik toe hulle sondig, wat gebeur? Hulle verloor het. Kyk wat sê die Bybel. Genesis 3 vers 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en die vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Het God geweet waar hulle is? Of het hy hulle gesoek? Hy het geweet waar is hulle. Maar hy vra vir hulle vraag omdat hulle kan erken. Hy weet presies waar hulle is. Hy vra vir hulle, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. Wat gebeur hier? Die oomblik toe hulle posisie van geregtigheid verloor, toe staan hulle voor die Here in ongeregtigheid. Hulle staan buite die verhouding. Daar is nie meer verhouding en wat het nou ingetree? As 'n man vir sy vrou, ja, kom ons doen dit hierdie kant om. As 'n man vir sy vrou bang is. Kan ons praat van 'n verhouding? Dis 'n vreesverhouding. Okay, en as 'n vrou vir 'n man bang is en alles het vrees te doen vir hy, is dit 'n verhouding? As kinders vir hulle pa so bang is dat hulle enigiets wil vat nie en die hele tyd koes, is dit 'n verhouding? Nee. En die oomblik toe Adam en Eva sondig, wat doen hulle? Toe begin hulle te koes. Het God hulle gemik? Nee. Maar dadelik toe hulle verhouding verloor, toe is hulle vrymoedigheid gone. Die oomblik toe hulle sondig, toe kom oordeel in, toe kom skaamte in, toe kom vrees in. En dan gaan kry weg vir die Here, want ons het nie vrymoedigheid en ons is skuldig. Nou kan ons nie met hom verhouding hê. Het God enigiets van sy kant af gesê? Niks nie. Maar hulle skuldige gewete het hulle gery. Dis hoe hulle staan in ongeregtigheid daar. En van daardie oomblik af, in plaas van 'n liefdevolle verhouding, wat tree in veroordeling, skaamte, vrees, hulle verberg, selfbewustheid tree in, want nou verwag ons die ergste, die Here gaan ons nou straf. Van daardie oomblik af geld Psalm 51 vers 7. En Dawid vat dit raak, as hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore. Praat hy net van homself? Of praat hy namens die mens? Of praat hy net van sommige mense, nie kerkmense nie? Hy praat namens die mens. As hy kyk, in ongeregtigheid is ek, en per sy ons almal gebore. En in sonde het my moeder my ontvang. En vandag sê mense, maar as jou ma 'n goeie mens is, dan word jy nie verlore gebore. Jy moet 'n baie goeie ma hê. Jy moet 'n sonderlose ma hê om dit te kan reg. En 'n sonderlose pa. En ons het dit nie. Want die erfsonde is nog steeds daar van Adam af. Al die pad. Dis die mens se lot. Die lotsgeval van alle mense, en daarom sê Romeine 3 vers 23 ook, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan wat? Aan die heerlikheid van God. Ons gaan nou praat oor heerlikheid. Ek het nie net ongeregtigheid nie, ek het ook 'n gebrek aan heerlikheid. Dadelik na die sondeval is hulle bewus van hulle naaktheid. Hulle staan ontbloot voor God, sonder heerlikheid. Goed voor die sondeval, lees ons, en Adam en Eva was naak, maar hulle het hulle nie geskaam nie.
Hoekom nie? Want hulle was so bewus van God se heerlikheid waarbinne hulle gelewe het, dat God se heerlikheid ook hulle heerlikheid was. Want wat het met Moses gebeur? Ek val myself nou in die rede, maar net om iets in te bring hier. Toe Moses vir 'n tyd lank in God se teenwoordigheid geleef het, vir 40 dae, né? Wat hy alleen op die berg saam met die Here was. Toe Moses daar uitkom, wat gebeur met hom? God se heerlikheid het op Moses afgegee en die mense moes hulle oë verberg. Want die heerlikheid wat Moses gedra het, was van so aard geweest dat die mense dit nie kon onskou nie. Dit is wat God se heerlikheid met hom gemaak. Maar die mens kan nie God se heerlikheid dra in sy natuurlike toestand nie. Ons kan nie. Goed. Hulle was bewus van God se heerlikheid en God in hulle eie en ook van hulle eie heerlikheid in sy teenwoordigheid. Mens kan eintlik daarop die gevolgtrekking maak dat hulle kleding wat hulle bedek het was heerlikheid. Hulle het in die lig gewandel en so op mate met God gewandel dat hulle met lig kom ek 'n woordjie gebruik, omhels is, omring is. En so mate dat hulle nie bewus was van hulle self nie, hulle was bewus van heerlikheid. En die oomblik toe hulle sondig, wat gebeur? Is daar heerlikheid? God. En wat tree in? Nou is hulle nie bewus, kyk hoe lyk dit nou. Ding is dit. Nou sien hulle nie meer heerlikheid, wat sien hulle? Hulle raak selfbewus in plaas van Godbewus. En toe oomblik toe hulle na hulle self kyk, wat tree in? Wow. Nee my. Nou is ek in die moeilikheid. Nou is ek onder oordeel. Nou staan ek naak voor God. En toe hy besef, my heerlikheid is nie daar nie, toe kruip hy weg, en hy maak 'n plan vir homself, né? So dat geregtigheid, heerlikheid en hulle heiligheid verloor. Wat is heiligheid? Julle is met my wat die heerlikheid betref, né? Wat beteken heiligheid? Nou ons het 'n konsep oor die jare oor heiligheid in die kerk, dat dis daai ding van, jy loop met jou neus in die lug en jy raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Nee. Holier than thou. En dit grens baie keer in geestelike hoogmoed en selfverwaandheid. Wat is heiligheid? En waarom is heiligheid so belangrik? En hier kom die hele kwessie van beelddraer in. Kom vat jy na Maleagi 2 vers 15 toe. Hoekom het God die mens geskape? Sommer omdat hy was. Omdat hy wou? Nee. Maleagi 2 vers 15 gee vir ons die antwoord. Hy sê, het hy dan nie een mens gemaak nie? En waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. God wil op hierdie aarde beelddraers los. Wat hom op hierdie aarde verteenwoordig. Wat op hierdie aarde sy heerlikheid verkondig en uitdra. Wat 'n voortsetting kan wees van sy liefde, van verhoudings. Hy maak die mens 'n beelddraer. Hy sê vir my, jy is heilig. Wat beteken die woordjie heilig? Die woordjie heilig, kadosh, beteken net eenvoudig afgesonder en toegewy aan die doel en die wil van God. Heiligheid het nog nooit, wat die mens betref, sonderloosheid en volmaaktheid beteken nie. Nog nooit. Dan, na opsig is almal van ons nog onheilig. Maar wanneer heilig beteken afgesonder en toegewy aan God, dan is dit jou en my voorreg as kind van die Here. God het jou en my geheilig vir 'n doel. Hy het Adam en Eva op hierdie aarde geheilig omdat hulle 'n spesifieke doel op hierdie aarde gehad het. Hulle was heilig vir die Here. Heilig beteken uitsluitlik 'n bepaalde funksie.
eenvoudige voorbeeld as in die huis kan gebruik. Nou, daar is sekere goeders in die huis wat heilig is, né? Voorwerpe, weet julle dit? Wat nie van die Bybel nie. Wat nie van die kruisie om die nek nie. Jou tandeborsel is heilig. Jy het geweet. As jy klaar jou tande geborsel het, dan maak jy jou skoene daarmee skoon. Nee. As jy klaar jou skoene skoon gemaak het, dan borsel jy weer jou tande. Nee, hy is heilig vir 'n doel. Hy is een kant vir 'n doel. Daai teestelletjie, daai Royal Albert wat daar in die ergens in die kas lê. Heilig, want hy is net bedoel vir die dominee, hy kom teedring. Nee, dat bedoel dit. Ja. Dit was in die ou tyd was dit so gewees. Die dominee het sy spesiale sitkamer gehad. Deesdae kom jy nie eens meer met 'n sitkamer uit nie. Maar daar was 'n vertrek gewees wat net dominee kom besoek daar so. En die goedjies so daar so, dit is net vir die dominee gewees. Ag, ons het dan teruggekom aarde toe. Baie dankie daarvoor, hoor. Maar in elk geval, so daai teestel is heilig want hy is bedoel vir spesifieke geleenthede. Vir spesifieke gebruik. Jy gooi nie daarin sommer vir die bediene in die tuinwerk, nie om gaan nie nou oor enigiets anders nie, maar ek gebruik nie, bedien nie vir hulle daarmee nie. Jy lê nie jou tandeborsel uit nie. Behalwe as jy nie almee is, dan moet jy dit beteken. Maar dis heilig, en dis wat die woordjie heilig beteken, is uitsluitlike gebruik, dis vir 'n spesifieke doel. Die tyd gaan my vang. Ding is, maar die andersheid, né? Nou lees ons ook in die Bybel, God is heilig. Wat sou dit beteken? God is uniek, hy is anders. Hy is verhewe bo in sy skepping. Ons sing daai liedjie in Eksodus 15 vers 11, hy is hoog en verhewe. Dit is daai liedjie, dis die lied van Moses. Hy is hoog en verhewe. Nee, dis hy nie. Van hy nou weer? Ja. Help my gou. O Here, wees soos U onder die gode, verhewe in heiligheid. Dis wat heilig beteken in daardie opsig. En as die Here sê, ek en jy, ons sê op 'n plek in die Bybel, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Wat beteken dit? Moet julle my standaard uitkom? Moet julle sonderloos volmaak wees soos ek? Of moet julle anders wees? Anders wees. Maar weet jy, die woordjie heilig beteken ook in 'n sekere konteks volkome en volmaak. Heel gemaak. So die Here sê, as hy sê, wees heilig, want ek is heilig, en sê, jy en ek moet so lewe as kinders van die Here in wie 'n volmaakte werk gedoen het. Wie heel gemaak is. Dis heilig. En omdat ek so heel gemaak is, leef ek anders en lewe ek toegewy aan die Here. Goed. Heilig beteken dus afgesonder, toegewyd en ook volmaak, volkome sonder gebrek. Was Adam en Eva heilig voor die sondeval? Kom, luister, kyk gou my. Was Adam en Eva voor die sondeval heilig? Ja. Was hulle na die sondeval heilig? Nee. Was Israel? En die Bybel sê, julle is 'n heilige volk. Dit is 'n probleem met die woordjie heilig, as dit beteken sonderloos, nee, want Israel was definitief nie sonderloos nie. Dis 'n klomp moeilikmakers gewees. Hulle was erg, amper so erg as ons. Maar die Here sê vir Israel, jy's 'n heilige volk. Wat beteken dit? Jy's afgesonder vir 'n doel. Ek het jou eenkant gekies. Uitgevat het al die volke, omdat ek met jou 'n plan en 'n doel het. So, die kwessie van beelddraer is vernietig of geskaad. Nou vra ek die vraag, is die mens in sy verlore, sondige, gevalle, natuurlike toestand steeds 'n beelddraer van God? En dit wat ek nou vir julle gesê het? Antwoord? Nee. Want jy het nie van nature heiligheid nie, jy het nie heerlikheid nie, jy het nie autoriteit nie, jy het nie geregtigheid nie, jy het nie verhouding met die Here nie. Niemand word met daai goeders gebore, so niemand word met die beeld, as beelddraer van God gebore nie, maar die potensiaal is daar. Nou van die liedjie, een van die
red wat verlore gaan, die wat sterwe. Dink die tweede versie sê, diep in die heidenhart, prooi van die bose, skuil daar 'n beeld wat genade kan herstel. Dis presies wat redding doen. Dis presies wat wedergeboorte doen. Herstel die beeld van God. En dit wat Adam verloor het, kan ek terugkry. En ek kan daarin begin wandel. En dis die werk van die Heilige Gees in 'n kind van God, is om die beelddraer gedagte terug te bring in die prentjie. Want die beelddraer is geskaap. Vra, is die mens in sy verlore toestand 'n beelddraer van God? Nee. Kan ons dit wees in ons natuurlike toestand? Nee. Kan ons heilig wees? Kan ons heiligmaking beleef sonder die Heilige Gees in ons? Nee. En dis wat baie mense probeer doen, hulle is nog nooit gered nie, maar hulle wil heilig probeer lewe. En wat begin hulle? Hulle begin buitekant. Hulle begin die buitekant skoon te maak. En die Here het met die Fariseërs gepraat oor dit, want hulle was skynheilig. Hoekom? Want hy het uit vir hulle gesê, julle het 'n vertoning wat julle na buitekant toe maak, maar binnekant is julle harte vol doodsbeendere en bedrog. En dis baie kerkmense se probleem vandag. En dis hoekom baie mense in die wêreld vandag 'n renons het in kinders van die Here, mense wat sê ek is in die kerk. Oor skynheiligheid. Want ons sê een ding, maar ons leef 'n ander. Kan ons God verheerlik in ons natuurlike toestand? Kan ons sy verteenwoordiger op aarde wees sonder hom? Nee. Die mens se natuurlike toestand is ongeregtigheid. Slawerny. Ons praat hier van slawe van mense nie, dit ook. Praat hier van om as 'n slaaf te lewe nie, maar in slawerny van verkeerde dinge. Dinge wat 'n oorhand oor het, dinge wat jou nou vas het. Onheiligheid, sonder heerlikheid, sonder God. Die Heilige Gees het gekom om jou en my daardie toestand te kom openbaar. Dat ek en jy in Adam ontvang word. Dat ek en jy op hierdie aarde, in hierdie wêreld inkom onder die ou Adam, onder die eerste Adam. Maar dat dit God se doel en God se plan is om jou te skuif van onder die eerste Adam na die laaste Adam Christus toe. En onder die laaste Adam Christus ontvang ek alles terug wat die eerste Adam verloor het, verbeer het, skade gedoen. En kinders van die Here besef dit nie. Ons leef dit nie. Ons bevind ons baie keer, kinders van die Here, iewers hier tussenin. Dit is die Heilige Gees se werk, waarvoor ek hom vertrou ook in my en jou lewe, die gemeente in sy kerk, dat hierdie lig sal aangaan. Wat is jou identiteit in Christus? En wie is jy vanmôre? Is jy nog onder die ou Adam? Dan moet jy gered word. Is jy onder die laaste Adam? Is jy in Christus? Leef dan daarvoor. Maar jy gaan dit nie uit jouself regkry. Daarvoor het jy vervulling, die volle seggenskap van die Heilige Gees in jou lewe nodig. Hy sal my verheerlik, ook in en deur jou. Alleenlik, hoor nou, na die mate wat jy hom toelaat. En die mate wat jy oorgegee is, aan die Here jou gebruik. Kan jy verstaan hoekom Paulus selfs vir die gemeente in Korintiërs kan sê, wat amper net soos ons is, wat vol dinge was, om het ligtelik te stel, en Paulus skryf vir hulle en hy sê vir julle is heilig. Het hulle heilig gelewe? Sonderloos? Nee. Maar die identiteit was, julle is vir die Here bedoel. Leef dit. Julle is heilig. Julle behoort aan die Here. En ek sê dit vanmôre vir u ook. Ek gaan nog een skyfie doen en as ek klaar, dan gaan ek die res los vir volgende week. Net nie vir ek te veel. Ek dink die magies is nou vol. 1 Petrus 1 vers 15 het ons gelees, want soos hy wat julle geroep het, heiliges, moet julle in julle hele lewens wandel, heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig.
Hoor nou, as die God wat ons aanbid, anders is, heilig, dan behoort die wat hom aanbid, ook anders, heilig te wees. Adam, geskape as beelddraer van God, wat hom verteenwoordig. Israel was uitverkies en afgesonder vir hierdie doel en het albei misluk. En dit lyk na 'n droewige situasie. Dit lyk na 'n hopeless case, né? Adam het misluk. Israel het misluk. En ek sê dit met groot versigtigheid, om met baie erns. Die kerk mag nie misluk nie. Behoort nie te misluk. Wanneer is God se plan? En Pinkster span die kroon op God se raadplan. Om alles terug te bring. Maak dit sin. Ons is nie klaar nie. Daar is lank hierdie. Volgende Sondag gaan ons in, die res in. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord vanmôre. En Here, wat ons in die woord lees en vind, moet vir ons op 'n plek bring waar ons as oorwinnaars leef, waar ons as kinders van God te midde van 'n krom en verdraaide geslag ons lig laat skyn. Here, ons het soveel vermoë en potensiaal, wat u vir ons alles gegee wat nodig is, al die beloftes wat tot godsvrug ook moet dien. U het die Heilige Gees gestuur om vir ons in staat te stel, om te kom om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, ons in die volle waarheid in te lei, ons te bekragtig en toe te rus met die vrug van die Gees en ook die gawes van die Gees, om nie net onder ons 'n verskil te maak, maar ook in 'n wêreld 'n verskil te maak. En Here, ons het in baie van hierdie dinge het ons agterweë gebly. Het ons in onkunde vasgeval. Maar Here, lei vir ons hier uit, dat ons kan beleef en kan sien wat u in die woord ook sê in Johannes 15, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Sonder my kan julle niks doen. Dankie Here vir die woord en vir ons sluiting ook van hierdie gedagtes in ons harte. Amen.